Hoe bevoorreg is ons nie, Here, dat die ander verbygegaan het en vir ons gekies het om vanoggend in U naam hier in die gemeente bymekaar te wees. Baie dankie daarvoor. Kom dan deur die Gees, Here, en lei vir ons in ons sang, ons gedagtes, die lees en die verkondiging van die woord, elke ding verheerlik Uself asseblief. Amen. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus ons Here, en van die Gees van God. Amen. As iemand sy eie planne maak, kan hy net homself blameer. Daar's baie daaroor te sê, ek net hierdie opmerking. Hierna, vers 11, het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En op 'n sagter manier praat hy met hulle oor sy dood. Dit is amper asof hy vir hulle, hy val nie sommer met die deur in die huis nie. Op 'n sagter manier herinner hy hulle daaraan, daar's iets besig om te gebeur met Lazarus, maar ek gaan hom help. Ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie. Ons sal later aan sien, dat Martha en Maria dieselfde gedagte het. Here, as U hier was, sou dit vir ons beter gewees het, sou hy nie gesterf het nie. Jesus sê, dit is beter vir julle dat ek nie daar is nie. Want ek wil hê dat julle iets moet raak sien, wat vir julle belangrik is. Ek hoop ons begin iets vir onsself realiseer. 'n Situasie gebeur by ons. Ek onthou, daar was 'n man gewees, hy was baie bekend gewees, so Duif Griesel. Hy het vertel, hy was 'n satanis gewees. En hy het so in die Orbi Gorge het hy gestap. En hy was baie bewus gewees van demone en van die duiwelse goeders. Hy het geweet hy sal hulle sal hom vernietig as hy die Here probeer aanneem. En by 'n geleentheid roep hy en sê hy, Here, help my. As U my nie nou help nie, gaan die duiwels en die demone en goed gaan my doodmaak. En hy sê daar was doodse stilte gewees. Net mooi niks nie. Dis asof die Here stil gebly het. Na die tyd sê hy het later besef, as die Here nie daar was nie, sou die bose magte gekom om hom te vernietig. Maar ons roep na die Here. Here, help vir my. En ons kan ons nou maar in die stippellyne kan ons eie situasie invul. Here, help my. Maar daar niks gebeur nie. Baie dikwels, ek wil eintlik sê altyd, is dit tot ons voordeel, wanneer hy stil bly. Sodat wanneer hy die uitkoms gee, soos dit 1 Korintiërs vir ons sê, op die regte tyd het ek jou gebed verhoor. Sodat as Jesus reageer, as hy die manna gee, as hy die kwartels gee, die wonder daarvan. As ek het maar net gekry het van die begin af, was dit niks. Maar as ek daarop moet wag, dan is dit iets besonders. Om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom, ons gaan na hom toe. Hy laat wag, en daar's 'n tyd wat hy kom. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook sodat ons saam met hom kan sterwe.
Weereens kan mens 'n hele boodskap hou oor hierdie ding. Maar Thomas spreek hier 'n ding uit wat baie gelowiges hulle siening is oor die Christendom. Ek sal maar die Here dien. Dit sal seker maar my dood beteken. Dit sal my bankrotskap beteken. Ek sal seker my plaas verloor. Ek sal al my vriende verloor. Maar niks anders nie. Ek moet maar die Here dien. Kom ons gaan maar saam, laat ons maar saam met hom sterf. Om gehoorsaam te wees aan die Here Jesus beteken net die dood. Dis wat hoe Thomas het gesien het. Min het hy geweet. Hy gaan nie die dood sien nie. Hy gaan die opstanding uit die dood. Hy gaan die lewe sien. Kom ons gaan ook maar, sodat ons saam met hom kan sterwe, sê Thomas. Hoeveel keer is dit nie ook in ons hart nie? Die negativiteit by ons. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Nou weet ek nie of dit so is nie, maar hulle vertel dat daar so bygeloof was. As 'n persoon sterf, dan huiwer sy gees, sy siel, so oor die dooie liggaam vir so 3 dae lank. Miskien kan hy weer teruggaan na die liggaam toe, en hy kom daar weer lewe. Maar na 3 dae, gaan die siel of die gees, hoe jy dit ook wil noem, gaan dan weg. So hy wag 4 dae lank. Betanië was naby Jerusalem. Ek het net nou gesê, hierdie wonderteken is gemaak in die openbaar, dat mense dit kan sien. Naby Jerusalem, dit word presies beskrywe, mense het heen en weer beweeg, die mense was daar gewees, om al hierdie dinge raak te kan sien. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Party mense kan niks anders te doen as om te troos nie. Hulle kan geen lewe gee nie. Hulle kan geen hoop gee nie. Kan maar net sê, ek sit saam met jou in jou moeilike omstandighede. Hulle kan geen hoop gee nie. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. En ons kom nou by meer van die essensie, van die geestelike verstaan van wat hierdie gedeelte wil sê. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir hom, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Jesus het gesê, ek is bly dat ek nie daar was nie, vir die disippels. Hier sê sy, as u maar net hier was. As u maar net ons gebed verhoor het, toe ons vir die laatwetende gesê het, hy vir wie u lief is siek. As u maar net vinnig sou gemaak het. Ek dink ek het dit al hier van die kant sal af gesê. Baie mense sê, die Here laat jou baie keer wag, maar hy is nooit te laat nie. Die Here spesialiseer daarin om te laat te wees. Hy wag tot Abraham en Sarah nie meer kan kinders kry nie, tot dit te laat is. Hy wag in Saul se tyd, dat die soldate weggaan. Hy wag in hierdie geval, totdat Lazarus al begin ontbind, totdat te laat is. Hy kan nie 'n slegte situasie beredder nie. Hy kom en hy gee lewe uit 'n onmoontlike situasie. Mense kan nog 'n situasie red. Hy sê, laat dit agteruit gaan, tot dit onmoontlik is. Dan wys ek vir julle wat ek kan doen. Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Dis 'n gelowige vrou, want hoor wat sê sy. Maar selfs nou weet ek dat God hier alles sal gee wat hy van hom vra.
Sy praat dinge wat sy nie verstaan nie. En baie keer verstaan ons ook nie. Maar kom ons gaan voort met ons geloofsuitsprake. Here, ons weet U is in beheer. U kan 'n verskil maak. U sal 'n verskil maak. Jesus het toe vir haar, jou broer sal uit die dood uit opstaan. En hy begelei haar na 'n diepe verstaan toe. Sy het sekere insigte, het sy al, dat God vir Jesus sal verhoor, dat hy 'n verskil kan maak. Maar sy weet nog nie wat Jesus wil hê sy moet weet nie. Maar Martha sê vir hom, Here, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood uit opstaan. Ek weet eendag sal alles herstel word. Dan sal hy weer lewe. Sal alles reg wees. Maar nou, in die situasie nou, is dit te laat, jy kan niks doen nie. Ja, in die ewigheid dan kan jy dit doen. En dis wonderlik om te weet, in die ewigheid sal die Here reageer. Toe sê Jesus vir haar, en hy gee sy ek is uitspraak, sy 5 ene. Ek is die God van die Ou Testament. Sê vir die volk Israel, ek is. Dit die feit dat ek hier is, maak die verskil. By my is daar geen beperking nie. Ek is. En jy kan by my byvoeg net wat jy wil. Ek is die opstanding en die lewe. Watter situasie ook al, kan ek verander. Hier gaan dit oor die dood, want die dood is, niks is meer radikaal as die dood nie, niks is meer finaal nie. Maar dit kan in enige situasie wees. Of dit in jou gemoed is, en of dit fisies is, maak nie saak wat nie. Die bedoeling is hier dat hy in elke situasie, wat dit ook al is, hy is. Die dood neem nie weg van wat hy kan doen of nie kan doen nie. Ons situasie waarin ons is nie buite sy beheer nie. Hy is. Hy kan uit daardie situasie, hy kan hy laat opstaan. Vir Lazarus lewend maak, finansies red, 'n huwelik herstel, wat ook al. Hy is. Ek is die opstanding en die lewe. Ek laat nie net opstaan nie, maar ek gee ook sin aan die opstanding. Ek gee weer lewe, dat daar sin daarin is. En die een wat dit doen, is ek. Ek is. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterf hy ook. Wie in my glo, in ander woorde, hoef nooit sonder hoop te wees nie. Ek is voor 'n muur. Ek weet omstandighede kan nie verander nie. Maar ek weet, al verander omstandighede nie. Hy verander vir my. En hy gee vir my lewe in my situasie. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Al gebeur die ergste wat ook al kan gebeur. Hy gee lewe, al sterf hy ook. En elke wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daar is geen beperking aan sy vermoë van wat hy kan doen, of waartoe hy kan help nie. Hy is lewend in 'n realiteit, in elke situasie. Ook in haar broer se dood, waar die liggaam al begin ontbind het na 4 dae, maak hy 'n verskil. Glo jy dit? Glo jy dit? Lewe jy in hoop?
dat al sou my situasie nie verander nie, dat hy dit ten goeie sal gebruik, dat hy homself sal verheerlik, dat hy in hierdie situasie ook my hoop is. Hy vra van Martha, glo jy dit? Haar antwoord is, ja Here, sê sy, ek glo vas, ek glo dit. Ag, dit is my gebed, dat ons ook daarby sal uitkom. Ja Here, ek glo. Wat ook al my situasie is, en ek sê dit met huiwering, want ook ek is nie uitgesluit in situasies nie. Ook jy kom in situasies waar ek, soos die Psalm sê, my hand is voor my mond. Ek kan eintlik niks vir jou sê nie. Maar hy kan hoop gee. Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is. U is die een wat deur God, die Almagtige, gestuur is. Die Seun van God. Die een wat na die wêreld toe moes kom. U is die een wat 'n verskil maak in die wêreld. Ander mense, mens weet nie of hulle goed of kwaad doen nie. Een oomblik wat goed begin, draai uit en dan word ook kwaad. Ander dinge wat kwaad is, draai uit om goed te wees. Maar hy bring lewe en hy bring goedheid. Die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep. Jesus het kalmte in haar gemoed gebring. Lazarus is nog dood. Die situasie het nie verander nie. Die hartseer is nog steeds daar. Maar hy het vir haar hoop kon gee. In haar situasie. Martha, ek is die opstanding in die lewe. Ek maak 'n verskil. En dit bring vrede in haar gemoed. En dan is dit asof sy haar suster gaan roep en sê, Martha, Maria, kom hoor bietjie. Miskien kan jy ook dieselfde hoop kry. Miskien kan jy dieselfde geloof kry as wat ek gekry het. Miskien kan die Here ook vir jou help. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep. En saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria was in die huis was, en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe, om daar te huil. Mense wat daar is, maar magteloos, hulle kan nie help nie. Toe Maria daar aankom waar Jesus was, en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Ons het al 'n bietjie daaroor gesels, so ek gaan dit nie uitbrei daarop nie. Maar wat ons wel kan raak sien is, die Here praat met Martha, en hy bring vir haar vrede. En dan gaan hy na Maria toe, en hy bring sy vrede ook vir Maria. Op 'n persoonlike vlak kom hy na sy kinders toe een vir een en bring vir hulle die hoop wat hulle nodig het. Vers 33. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was sy aangedaan gewees. Hy was nie aangedaan gewees omdat Lazarus dood was nie. Hy het nie gehuil nie, net hierna gaan hy sê hy het gehuil. Hy het nie gehuil omdat Lazarus dood was nie. Hy het geweet hy gaan vir Lazarus lewend maak.
Maar die Here Jesus wat na Jerusalem gekyk het, en toe hy so na Jerusalem kyk, toe huil hy en toe sê hy, Jerusalem, as julle maar net so geweet het, wat se hoop julle wegstoot. Hy huil oor 'n skepping wat deur sonde benadeel word. Hy huil oor menswees wat deur smarte en deur onheil, deur alles geraak word. Hy staan nie ongevoelig en sê, Maria, stop nou jou tantrum, hou nou op, jy is mos 'n gelowige. Nee, hulle sê dit nie, maar dit is amper asof hy geestelik sy arm om haar sit en sê, ai Maria, hierdie hartseer wat jy belewe, dit raak my. Ek hou nie daarvan dat my kinders en my geliefdes swaar sal kry. Dit beteken nie dat hy hulle dit spaar nie. Hy weet wat hulle nodig het. Maar hy se deernis is daarby. En hy huil ook oor die ongeloof van mense. Hy is die een wat kan 'n verskil maak. En hulle sien hom nie raak nie. Hy wat kan help. Hulle sien dit nie raak nie. Het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan gewees. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Daar's nie tyd om daaroor te gesels nie. Maar ek was al in 'n situasie gewees, dat mense gesê het, ons suster gaan weer lewend word. Ons moet haar nie begrawe nie. Martha en Maria het vir Lazarus graf toe gestuur. Hy is dood. Die weduwee van Nain het haar kind graf toe gedra. Geloof is nie om hom uit die graf uit te probeer hou tot hy ontbind nie. Geloof is om te weet hy is Here ook in die graf. Hy sal ook daar sal hy hom genade gee. Vers 35, dis ons tradisioneel sê hulle die kortste versie in die Bybel. Jesus het gehuil. Hy wat ons nooit sien dat hy gelag het nie. Hier loop die trane. Want hy sien twee gebroke susters met die hartseer van 'n broer wat nie daar is nie. Hy sien die ontwrigting wat sonde in die wêreld gebring het, hoe dit die dood gebring het, allerlei dinge gebeur het. En hy, hoewel hy die Almagtige is, ons verstaan nie al hierdie dinge nie, loop sy trane as hy hierdie dinge sien. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterf nie. Jy sien, as hy hierdie huwelik net betyds kon gered het, voordat dit sterf. As hy vir Lazarus net kon aangeraak het voor hy gesterf het, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet. Ek dink as gevolg van die hopeloosheid van ongeloof, en van dit wat ongeloof aan mense kan doen, wat sy hartseer en ellende dit kan bring. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol gewees. Jesus sê toe, rol die klip weg. En party mense maak daarvan 'n groot ding deur te sê, hy betrek mense. Dit is so. Maar die boodskap was hier gewees, dat mense met die werklikheid van die dood te doen kan kry. Hier is 'n graf. Rol maar die klip weg. Ryk, hoe ontbind hy alles.
sien die hopeloosheid van die situasie raak. Julle moet deel wees daarvan dat julle kan sien hoe onmoontlik die situasie is. Rol die klip weg. Rol die klip weg, maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al. Want dit is al die 4de dag. Vleis het begin ontbind het. Jesus het toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Martha, wat het jy verkeerd gehoor? Dis een ding om teorie te hoor. Dis 'n ander ding as die liggaam al begin ruik. Om nog te bly hoop. Daardie geloof kan God alleen gee. Net hy kan na die hoop gee, na die geloof gee, dat Jesus selfs in die onmoontlike situasie uitkoms kan gee. Het ek vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol, Jesus het opgekyk boontoe en gesê, en dit is so belangrike goed wat ek nou laat verbygaan. Maar as die Here wil, sal ons volgende week sal ons meer oor hierdie onderwerp ook gesels. Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Maar ek is nie in oppositie met my Vader nie. Ek is in harmonie. Dit is ook my se Vader se wil, of 'n Lazarus te genees. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy gesê het, roep hy met 'n harde stem uit, Lazarus, kom uit. Hy wat uit niks uit iets gemaak het. Hy spreek ore wat ontbind het aan en daar is lewe. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met die grafdoeke, het sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê vir die mense, maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Al af die doeke, laat julle kan sien hoe dood was hy gewees. Rol af, dat julle kan sien, dit wat ontbind was, hoe dit lewend geword het. Moenie die wonderwerk op 'n afstand raak sien en verhoor sê, was hy nou dood of was hy nie dood nie. Rol die klip weg, maak die doeke los, sien vir julle self wat ek kon doen. Nou gaan die hoofstuk verder, maar ek gaan dit net opsom. Ek gaan een gevolgtrekking maak. Party mense het tot geloof gekom en gesê, hy is die opstanding in die lewe. Hy maak die verskil. Die ander mense het na die hoofpriesters toe gegaan om hom dood te maak. Party het tot geloof gekom. Party het tot verharding gekom. Dit is altyd so as die woord verkondig word. Altyd een van die twee. My gebed is dat dit in jou geval hoop en geloof en vertroue in die ek is, wat die opstanding in die lewe is, sal bring. Kom ons bid. Die grootste wonder ooit het U voor mense gedoen dat hulle dit kon beleef. U sê, gelukkig is die wat kon sien en glo. Meer gelukkig is die wat net hoor en nogtans glo. Skenk U dan vir ons geloof, Here, asseblief. Sonder om in detail te gaan, Here, maar wat op die landerye in die gang is, wat in die politiek aan die gang is,
wat in ons persoonlike lewens in die gang is. Dankie dat U ook daarin vir ons die opstanding en die lewe wil wees. Ons eer U daarvoor. Amen. Ons gebed is dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die leiding van die Gees van God ons deel sal wees. Amen.